Hoofnuus vanaand, politieke partye loof regering oor Suid-Afrika se verwydering van die gryslys. Die Wêreldvleerfees speel deurslaggewende rol om bewustheid vir geestesgesondheid te skep. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Politieke partye het die regering geloof vir sy werk om die land van die finansiële aksietaakmag se gryslys verwyder te kry. Dit word gesien as 'n kritieke stap om die integriteit en geloofwaardigheid van die land se finansiële stelsels te herstel. Suid-Afrika is aanvanklik in Februarie 2023 op die gryslys geplaas. Volgens politieke partye kan die regering nie op sy lauwere rus nie en sal hy hard moet werk om te verseker dat Suid-Afrika nie weer op die gryslys beland nie. South Africa's exit from grey list will definitely boost the country's investment attractiveness and business confidence. Ons neem 'n oomblik om die regering se suksesvolle pogings om ons vanaf hierdie stoute lys te verwyder te erken. Ons neem geen vreugde dat ons waarskuwings oor 'n aantal jare heen gematerialiseer het toe ons op hierdie lys geplaas is nie. Ons sal aanhou saamwerk om seker te maak dat ons kontroles en monitering van so 'n aard is in Suid-Afrika, dat ons nie weer op hierdie lys opeindig nie. While this development may be presented as a positive step, it cannot be regarded as a panacea to our ongoing struggle against financial crimes and corruption. Die positiewe stappe en vordering wat die regering, reguleringsliggame en die privaat sektor gemaak het, is prysenswaardig. Hierdie is 'n belangrike mylpaal in die pad tot ekonomiese herstel. The determination shown by National Treasury in getting us off the grey list needs to be applauded. The same determination must be demonstrated by the GNU. Die verwydering van die land van die gryslys word beskou as 'n aanduiding van die internasionale gemeenskap se vertroue in Suid-Afrika en sal na verwagting stikkrag verleen aan pogings om onder meer beleggings te lok en nuwe werksgeleenthede te skep. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. Verkeer in Gauteng vloei weer nadat verskeie hoofpaaie in die provinsie vandag en gister tydelik gesluit was vanweë voorbereidings vir die G20-beraad. Dele van onder meer die N1, N3 en 12 en M1 is beïnvloed. Die doel van die sluiting was om Gauteng se gereedheid in aanloop tot die G20-beraad te toets. Die beraad vind volgende maand in Johannesburg plaas. Dit sal leiers van die wêreld se 20 grootste ekonomieë bymekaar bring om globale aangeleenthede soos ekonomiese groei, handel, ontwikkeling en samewerking te bespreek. Die Verenigde Nasies se spesiale gesant gemoeid met die besette Palestynse gebiede, Francesca Albanese, sê sy is diep bekommerd oor die toestand en het dit as apokalipties beskryf. Albanese het die 23ste jaarlikse Nelson Mandela lesing in Johannesburg gelewer. Dit is deur die Nelson Mandela Stichting aangebied onder die tema versterking van vrede en globale samewerking. Gaza is a wasteland of rubble, refuse and human remains where survivors cling to life and disease, deprivation and the relentless weight of violence unseen anywhere this century. Over 240,000 killed or injured, surely many more, say the expert, and the numbers rise daily. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op ontwikkelende lande gedoen om saam te werk om wederkerige groei en samewerking te bewerkstellig. Ramaphosa is in die Maleisiese hoofstad Kuala Lumpur, waar hy van môre af die 47ste beraad van die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies sal bywoon. Developing countries, both largely in the south, in the global south, suffer from lack of liquidity
and therefore are not able to sustain their debt, and they usually find that their debt costs much more than what it costs to countries in the global north. And we believe this is unfair. It needs to be addressed. We need to come up with innovative ways of addressing debt for developing countries. Die 31ste Kaapstadse internasionale vleerfees ten bate van geestesgesondheid is die naweek in volle gang by die Youngsfield militêre basis in Ottery. Vir die afgelope 3 dekades het die fees 'n sleutelrol gespeel om mense te help om openlik oor geestesgesondheid te praat sonder die vrees vir stigma. Die fees word aangebied deur die nie-regeringsorganisasie Cape Mental Health. Die fees keer terug na die moederstad met 'n hernuide gees en 'n nuwe tema, Courage to Fly. Dit skep 'n platform om oor geestesgesondheid te praat en dra by om fondse in te samel vir gratis geestesgesondheidsdienste vir die wat dit nie kan bekostig nie. In South Africa, about 16.5% of people live with a mental health condition, yet only 92% of that group have no access to mental health services. Now, this is a problem. It's a problem for us. And so what Cape Mental Health does is it provides free mental health services. So the Cape Town International Kite Festival is a very important event for us. Not only does it create a platform to talk about mental health, but it helps us to raise much needed funds so that no one is left to battle mental health challenges on their own. My man, Ashley, was siek ook en hy was baie betrokke by Cape Mental Health, want hulle stel beskikbaar baie van hulle fasiliteite en die werkswinkels om mense te help met depressie, met gesondheid ensovoorts. En dit is alles vir 'n goeie doel. Die fees word gehou tydens Wêreldgeestesgesondheidsmaand om die wat geraak word te help om op te tree om verandering te skep. Corbin August, SAIK nuus, Kaapstad. Net hierna sportnuus. Mami Diale is Netball SA se nuut verkose president. Sy is vandag by NSA se algemene jaarvergadering in Kempton Park aan die Oosrand tot die amp verkies. Sy vervang die omstrede Cecilia Molokwane wat in April vanjaar deur Wêreld Netbal geskort is weens onder meer beweerde finansiële ongeruimthede en die intimidering van NSA personeel. Diale sê sy is vasbeslote om weer bestendigheid in bestuursgeleedere te vestig en te help om plaaslike netbal 'n wêreldreus te maak. I'm one of the administrators that made netball to be where it is, in terms of programs, in terms of structures, in terms of policies, transformation and everything. I was part of the building of netball. And my aim is to take netball forward and to move together with the people, those who voted for me and those that did not vote for me. I'm saying together we move forward for netball. En dis dan al van die Afrikaanse nuusspan. Ons is môre aan terug weer om 6:15 hier op SABC 2. Lekker aand verder.